Ons wonderlike hemelse Vader, ons buig vanoggend op hierdie sondagoggend voor U wat die ganse skepping gemaak het en nog steeds elke skepsel in die holte van U hand hou. Vader, skenk dan elkeen van ons geopende geestelike ore en ontvanklike harte om alleenlik die stem van God te hoor. Ons vra dit alles in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons Here Jesus Christus, God wil vanoggend met ons oor 'n geweldige belangrike onderwerp praat. En dit is, God gee as ware die opdrag aan jou en my, ontsluit jou beperkings, ontsluit die godheid binne in jou. Jy het die autoriteit om dit met jou mond te doen. En wat 'n goddelike opdrag is hierdie nie hier aan die begin van 'n nuwe jaar nie. Geliefdes, is dit nie goed om verseker te kan weet dat, maak nie saak wat die toekoms vir elkeen van ons inhou nie. God is alreeds daar. God is alreeds bewus daarvan. En die Heilige Gees gee vir ons hierdie revelation, en God het dit self gesê in sy woord, smaak en sien, sê God, dat ek, wat God is, goed is. En Dawid het gesê, ek sal die goedheid van God in die land van die lewende sien. En nou kom sê God vanoggend vir jou wat wil hoor, dit is die klein dingetjies waarin ek en jy God se goedheid moet smaak. En dan sal ons weet dat hy is net goed. Luister geliefdes, kom ons maak weer eens van 'n voorbeeld gebruik. Wanneer jy na 'n kettingwinkel toe sou gaan en jy sou dalk 'n blok kaas gaan koop, en jy sou na 'n kaasfabriek toe gaan en jy sou dieselfde blok kaas daar koop, dan het die kaas in die fabriek verseker 'n beter smaak as die een in die kettingwinkel. Hoekom? God wil vir jou kom sê vanoggend, proe die verskil. Want geliefdes, God wil ons soos gewoonlik iets kom leer vanoggend vir jou en my. En ons as mense maak deurgangs presies dieselfde fout. En ons is almal skuldig hieraan. Wanneer ons gaan inkopies doen, hier aan die einde van 'n maand, dan soek ons altyd na specials, nie waar nie. Ons kyk altyd na die goedkoper items. Wat is goedkoper? Want ons sê, ek kan dood eenvoudig net die duurder prys bekostig nie. Ons sê dit. Ons almal doen dit. Ek weet dit is waar. En julle sal onthou dat ek so rukkie gelede gesê dat God doen vir jou en my wat hy jou en my hoor sê, nie waar nie. Maar luister, God seën jou ook en vir my ook volgens dit wat hy sien. Die wyse waarop ek en jy optree. En ek wou duidelik hoe die Heilige Gees vir my vra, hoekom is dit so dat feitelik almal van ons lewe net van maand tot maand? Ons maak somme. Daaroor het God ook al met ons gepraat. Don't take census. En elke maand wanneer ons gaan kruideniers koop, dan doen ons dieselfde, ons koop die goedkoopste. Want daarmee dink ons dat ons rand in ons sak rek. Hoekom? Want dis wat ons kan bekostig. Ja, geliefdes, dis die waarheid en elkeen weet waarvan ek nou vanoggend praat. Ons doen dit almal. En ons mag dalk dink dat daar geen beter oplossing hiervoor is nie. Maar God wil ons leer, ook in die lewe van jou en my, elke dag se bestaan. Die Heilige Gees sê, wanneer ons dit doen, dan gee ons vir God niks beter om mee te werk nie. Wanneer ons elke keer net met ons mond sê, ek kan dit nie bekostig nie, ek moet die goedkoopste goed soek.
Ek sê weer, wanneer ons dit doen, dan gee ons God niks beter om mee te werk nie. Luister, God wil sy kinders bless, geliefdes, met die beste. Dis wat hy in sy woord vir ons sê. Dit is wie God is. Ons hemelse Vader is nie arm nie. Hy het 'n gebrek aan niks nie. En sy skatkamers is vol vir almal wat dit wil hê. Maar is ons as mense wat 'n limiet, 'n beperking daarop plaas. Want God sê in sy woord, hy wil aan ons doen dit wat hy ons hoor praat. Dit is al wat ek kan bekostig. Wel, dan is dit hoe dit gaan wees. Want ons hou aan om vir God te beperk. Wat daarvan is ons dalk miskien op hierdie sonnagoggend 'n keuse maak om te sê, Vader, ons kies om U 'n kans te gee. En hoor my hart vanoggend, wanneer ek die woord bedien, sal ek altyd sê, God praat heel eers met my, sodat ek dan dit wat hy met my deel, ook met jou wat luister kan deel. God sê, wanneer ons gaan vir die beste, dan kan God aanhou om die beste vir ons te gee. Dan kan hy aanhou om ons met die beste te seën, want dit is sy hart vir ons. Dis wat sy woord vir jou en my leer. Het jy ooit gewonder hoekom die rykes net ryker word? Miskien omdat hulle dalk onwetend, dalk wetend, ek weet nie, 'n doelbewuste besluit maak om gehoorsaamheid aan God te wys. Om nie te settle vir die tweede beste nie. En onmiddellik geliefdes op hierdie punt, terwyl ek besig was om dit hier neer te pen op papier wat God met my deel. Onmiddellik herinner die Heilige Gees my aan baie jare gelede. Iets wat ek vir 'n kosbare vriendin van my rondom 'n verhouding gesê het. My woord aan haar was, don't settle for second best. Ek het nie geweet hoe ek het gesê het nie, soos wat ek baie goed baie keer sê, wanneer God dit op my hart plaas, dan sê ek dit, en ek verstaan dit nie, maar later reveal God dit vir my, en jare later het God haar met die beste geseën. Sy kan getuig daarvan. Wat 'n revelation was dit nie hierdie ook vir my, toe God met die voorbereiding van hierdie boodskap, dit met my gedeel het nie. Ons kan so maklik in ons alledaagse bestaan settle for second best. God sê nee. God wil nie hê dat ek en jy ons lewensstandaard moet verlaag nie. Dit wat hy vir jou en my in gedagte het nie. Want dan sal God as ware ook sy standaard moet afbring. En daarom wil God hê dat jy jou beperkinge ontsluit. Want dan ontsluit jy ook die goedheid van God oor jou lewe, maar jy ontsluit ook die godheid binne in jou. Kom ons blaai dan na Lukas 5 toe. En dan lees ons daar vanaf vers 1, eers tot en met vers 3. Lukas 5, vanaf vers 1. En op 'n dag toe Jesus langs die Genesaret meer staan, en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette te spoel. Want dit is wat vissermanne gedoen het, elke keer nadat hulle gaan visvang het, of hulle visse gevang het of nie. Hulle was absoluut konsekwent daarna, hulle het hulle nette gespoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om met 'n entjie van die oewer af weg te stoot. En nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit af geleer. Kom ons stop eers hier. Geliefdes, God sê dat hy weet dat elke dag in jou en my lewe, in een of ander area van ons lewe, is ons ook besig om ons nette te was. Dalk is dit iets kleins,
maar ons is nog steeds besig om ons nette te was. Jy sê dalk, Here, ek weet nie regtig wat om te doen nie. Here, ek weet dit is nie maklik nie. Hoe doen ek hierdie ding? Hoe doen ek wat ek weet wat ek nou moet doen? Dalk klink dit vir jou bekend. Moenie alleen voel nie, geliefdes, want elke mens op hierdie aarde is op een of ander manier besig elke dag om hulle nette te was. Dit was ook dieselfde met Simon gewees. En dit, geliefdes, is hoekom dit lewensbelangrik is. Hoor my hart, lewensbelangrik is om God in jou lewe te hê, om God almagtig teenwoordig in jou lewe te hê. Net God kan as ware 'n tree teruggee. En hy kan sien dat jy bekommerd is en dat jy angstig is. Maar luister, Simon het gekies om sy boot as 'n platform vir Jesus te gee. So wanneer jy vandag besig is om jou nette te was, kies om ook alles wat jou bekommerd of angstig maak, op hierdie Sondag as 'n platform vir Jesus te gee. Want net soos wat Jesus dit vir Simon gedoen het, wil hy dit vir jou en vir my ook doen. Hy het op sy boot gestap. Maar Jesus het nie net op Simon se boot gestap nie. Hy het ook in sy situasie ingestap. Om die beperking op Simon se lewe te kan ontsluit. Maar Simon het hom daardie geleentheid gegee. En God wil ook vandag, terwyl jy besig is om jou nette te was, instap en ook die limite en die tekorte en die beperkinge wat jy self op jou eie lewe met jou mond geplaas het, te ontsluit. En daarom kan ons dit nie oor en oor genoeg beklemtoon nie. In die woord leer ons dit, wees versigtig wat by jou mond uitkom. Want God sê, hy stap in jou situasie in, maar hy kan net ontsluit dit wat jy spreek. God kan net vir jou doen dit wat hy hoor, wat jy sê. En hy kan net jou situasie ontsluit met dit wat by jou mond uitkom. Kom ons lees verder, vers 4 van Lukas 5. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Tot sover, geliefdes, ons totale skriflesing. Geliefde, hierdie is die beste van die hele Lukas 5. Nêrens word daar gesê waaroor Jesus gepreek het nie. Dit voel eintlik, as jy dit so begin lees, asof hierdie 'n preek in stilte was. Hy het gepraat en toe sê hy, niemand sê wat hy gesê het nie, die woord leer ons dit nie. En toe het hy vir Simon gesê, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit. God sê vanoggend vir jou wat luister, maak nie saak waar jy jouself op hierdie oomblik in jou lewe bevind of waarmee jy dalk worstel nie. Net hierdie opdrag, vaar uit na die diep water toe. Dis die opdrag wat God jou ook omgee op hierdie Sondag, net soos wat hy vir Simon gegee het. Hier in die begin van hierdie jaar. Dis amazing. God sê, hy kan sien dat jy besig is om jou nette te was. Maar vaar uit na die diep water, want God sê, dit is daar waar hy kan werk, in die diep water. Maak seker jy soek die beste. En onthou, die beste, geliefdes, is in die diep water. Watter visies kry jy by die rand van die rivier of die dam? Sulke ou klein visies. Dis in die diep water waar jy die groot visse vang. En jy sal nooit groot vars visse op die strand kry nie. Nee. Jy sal dit in die diep water kry. God sê vanoggend, waag dit om die limiet wat jy op jou lewe geplaas het. Ekskuus, verskoon tog. Om die limiet wat jy op jou eie lewe geplaas het, om dit uit te daag vanoggend. Want onthou, jy het geen ander keuse
as om jou limiet op te gee wanneer jy vaar na die diep waters toe nie. Daarom sê God vanoggend, praat met jou siel. En hou aan om met jou siel te praat, selfs wanneer jy besig is om jou nette te was. Satan, jy gaan nie hierdie langer hê nie. Jy het nie deel aan my lewe nie. Doen dit, want jy weet, geliefdes, dat die woord sê, luister baie mooi hierna, en hier is absoluut 'n revelation. Die woord van God leer ons, jou liggaam sal terugkeer na stof toe, wanneer jy sterf. Jou gees sal opgaan en jou siel sal nie sterf nie. Maar luister, die woord praat net oor die liggaam en die gees, maar die siel, God sê, hy laat dit aan jou en my oor. So daarom moet jy jou mond oopmaak en met jou siel praat, want jy het die mag om te besluit waarheen jou siel sal gaan. Sal dit vashak in die perke en limite wat jy met jou mond gespreek het, of sal dit na die onbeperkte gaan, as gevolg van dit wat jy spreek? Geliefdes, God sê, hy laat jou siel aan jou oor, dis scary, né? Dis regtig scary. So jy beter begin om jou mond oop te maak, en positief, geloof en lewe te spreek. Om te sê, Satan, jy kan nie hierdie verhouding steel nie. Jy kan nie my blydskap vat nie. Jy kan nie langer my vrede steel nie. Jy het geen mag, Satan, oor my emosies en oor my gevoelens nie. Want wat is jou siel? Wat is jou siel? Ons weet, dit is jou emosies. En daarom, geliefdes, dis genuine tyd dat ek en jy sal begin praat met ons siel, met ons emosies. Ons moet praat om die limiet wat ons met ons eie monde oor ons lewens geplaas het, te ontsluit. Ek sluit af. God sê, jy het geen mag oor wat met jou liggaam gebeur, wanneer jy sterf nie, want ons weet, dit word weer stof, die woord leer ons dit. Jou gees kan nie sterf nie, dit gaan na die plek volgens dit wat jy glo of wat jy nie glo nie, die hemel of die hel. Maar jou siel, geliefdes, dit laat God aan jou oor. En jy alleen kan besluit wat by jou mond uitkom. Net jy alleen kan met jou siel praat. Jy alleen het beheer oor jou wil, jou gevoel, jou emosies, want dit is jou siel. Daarom sê God volgend, vir elkeen wat luister, begin om vandag, nie môre nie, vandag, net lewe en geloof in God die enig, God almagtig, met jou mond te spreek. Ek bid dat God ook vir jou, net soos vir my, hierdie revelation sal gee, oor hierdie kosbare woord, wat hy by die Sondag met elkeen van ons gedeel het. Amen. Ontvang nou die seën van die Here, en gaan leef ook, vandag, môre, die res van hierdie week, elke dag vorentoe, in geloof, spreek geloof, spreek positiwiteit, spreek met jou siel, met jou wil, met jou gevoel, met jou emosies, en ontsluit sodoende die beperkings wat jy self met jou eie mond op jou lewe geplaas het. Die Here seën jou. Amen.